Die merk, wetsgehoorsaamheid is Jahwe se merk, wetteloosheid is die merk van die dier. Vanaf Genesis tot Openbaring is daar 'n duidelike skeiding tussen die wat Jahwe gehoorsaam en die wat hom verwerp. Hierdie skeiding word gesimboliseer deur 'n merk op die voorhoof en die hand. Jahwe se oë is die merk van die regverdiges se gehoorsaamheid aan sy wet of Torah, terwyl die merk van die dier verwys na wetteloosheid. So wat is hierdie merk van Jahwe? Deuteronomium 6 vers 6 tot 8. Hierdie woorde moet in jou hart wees en dit moet op jou voorhoofsbande tussen jou oë wees. Dit moet 'n merk op jou kop en jou hand wees. Eksodus 13 vers 9. Sodat die wet van Jahwe in jou mond kan wees, 'n teken op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oë, né? Deuteronomium 11 vers 18. Bind dit as 'n teken op jou hand en dit moet op voorhoofsbande tussen jou oë wees, dit moet 'n merk tussen jou oë wees. Gaan lees hierdie volle gedeeltes vir konteks. Samevatting, die merk van Jahwe is simbolies van sy wet in jou denke en jou dade. Voorhoof is denke, hand is optrede, dit wat jy doen. Dit beskerm jou teen oordeel, gaan lees gerus Esegiel 9 vers 4. Nou wat is die merk van die dier? Openbaring 13 vers 16 tot 17, dit moet mos die teenoorgestelde wees. As die merk gehoorsaam is in Jahwe, is die merk van wetteloosheid of die dier mos die teenoorgestelde wetteloosheid. Openbaring 13 vers 16 tot 17. En hy die dier bring almal dat hulle merk op hulle regterhand en op hulle voorhoof ontvang, dat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk het. Die merk is nie wetsgehoorsaamheid nie, die merk is wetteloosheid. Die wat wetsgehoorsaam gaan wees, gaan vervolg word. Hulle gaan geforseer word om wetteloos op te tree, sodat hulle nie, of geforseer word deur nie te kan koop of verkoop nie. 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 7 tot 12. Die mens van sonde, die seun van verderf, want die verborgenheid van die wetteloosheid is al aan die werk, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. So die merk van die dier is om geestelik teken van wetteloosheid te hê. So dit is die merk wat jy ontvang. Jy is wetteloos. Jy sê die wet is teen die kruis vasgenaal en is nie meer nodig nie. So sal jy dan die vervolg wat die wette wil onderhou en Vader se wil doen. En jy gaan dink jy doen 'n diens aan jou God deur wetteloos op te tree. Die wêreld volg die weg van ongehoorsaamheid onder leiding van die wettelose mag. Dit is teen Jahwe se wet, teen sy koninkryk en teen die beeld van die seun van Yeshua. Daar is 2 merke, 2 koningskappe. Jy het die merk van Jahwe en jy het die merk van dier, die antichrist. Waar word hierdie merk geplaas? Op die voorhoof en die hand vir Vader, Deuteronomium 6, en die merk van die dier, Deuteronomium 13. Grondslag vir Vader Jahwe moet jy die Torah volg, jy moet die wet onderhou, en vir die dier, jy moet wetteloos wees. Wat symboliseer dit? Symboliseer gehoorsaamheid in Jahwe vir Jahwe en natuurlik 'n rebellie teen hierdie wet van Jahwe wat van Moses gegee word. Wie ontvang Jahwe se wet? Die wat gehoorsaam is aan hom, die regverdig is, né? En wie ontvang die van die dier? Die onregverdige, die wêreld, die wat die dier volg, wat wetteloosheid volg, wat die wet teen die kruis vasgenaal het. Die uitkoms van alles, lewe, beskerming, die seël van verlossing as jy in Jahwe se wette gehoorsaam is, natuurlik oordeel, pla en vernietiging as jy die merk van die dier dra. Skrifgedeeltes vir die merk van Jahwe kan jy gaan kyk na Deuteronomium 6 vers 8, Eksodus 13 vers 9, Openbaring 7 vers 3. En vir die wetteloosheid, die dier se merk in die Openbaring 13 vers 16 en 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 12. Die getroues word gemerk en beskerm, Esegiel 9 vers 4, merk die manne wat sug en steen oor al die gruwels, die wat die wetteloosheid nie meer in die oë wil staar nie. Openbaring 7 vers 3, merk die knegte van ons God op hulle voorhoofde, die wat die gebooie van Jahwe doen. Die merk van Jahwe is 'n verbondsteken van gehoorsaamheid aan sy instruksies
en dit is om dit te bevestig, net soos die bloed op die deurposte in Exodus 12, beskerm dit teen oordeel. Die gevaar van wetteloosheid, Matteus 7 vers 21 tot 23, gaan weg van my, julle wat die wet oortree. 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat sonde doen, doen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Wetteloosheid is sonde. Dit staan so per definisie 1 Johannes 3 vers 4. Wetteloosheid is die kenmerk van die dierlike stelsel van rebellie. Hoe ontvang jy Jahwe se merk? Bekeer jou tot gehoorsaamheid, Handelinge 3 vers 19. Begin die Torah leer en doen, Joshua 1 vers 8, Deuteronomium 30 vers 10. Seën jou kinders met Jahwe se instruksies, Deuteronomium 6 vers 6 tot 7. Vra vir die seël van sy gees, die gees van waarheid, die Torah, Jesaja 59 vers 21, Johannes 14 vers 17. Die slot. Gedagte wat ons hier het, is die evangelie se terugkeer na die wet. Dit is die goeie nuus, wat Jahwe sy mense terugroep na sy verbond. Die wat sy stem hoor en die wat sy Torah, sy wet doen, word gemerk vir die lewe, die res volg die dier en dra die merk van wetteloosheid. Hier is die volharding van die heiliges, wat hulle gebooie van Jahwe bewaar en die geloof van Yeshua, Openbaring 14 vers 12. Soveel van julle gaan met my wil stry in hierdie, maar asseblief in hierdie comments, gee vir my skrif elke keer as jy jou opinie hier lig. Gee die skrif saam met dit. Julle gooi opinie na opinie in die comments. Nie een van julle kan skrif gee nie, want julle is wetteloos. Julle wat comment sonder skrif is wetteloos. Kom ons gaan loer in die apokriewe. Merk van die wet en merk van die wetteloosheid. 2 Henog 13 vers 102 tot 106, gaan merk al die regverdiges, sodat hulle nie vergaan met die goddelose nie. Hierdie merk is die seël van my verbond, né? Dis die merk. Die regverdiges ontvang die merk, die seël van Jahwe se verbond, dieselfde patroon as Esegiel 9 en Openbaring 7. Die regverdiges is diegene wat Jahwe se pad loop, sy wet onderhou. Jubilee 1, vers 24 tot 25. En hulle sal van alle sonde afwend en al die gebooie van Jahwe onderhou, en ek sal vir hulle 'n ewige en regverdige merk op hulle stel. Weereens, wetsgehoorsaamheid is die merk. Die teenoorgestelde sal die wettelose dier se merk wees, né? Wetteloosheid is die dier se merk. Dit is 'n geestelike seël vir diegene wat berou het en teruggekeer het na die Torah. 4 Ezra, 2 Esdras 9 vers 7 tot 8, elkeen wat gered word, die wat my gebooie gehou het, die het ek in 'n boek gemerk vir beskerming, né? Die regverdiges is gemerk in 'n boek, die boek van die lewe, die voorwaardes, gehoorsaamheid aan die gebooie. Wetteloses is uitgesluit. Matteus 13 vers 41 tot 43, die wetteloses word deur die engele verwyder van hierdie aardbol af. Wetteloses, met ander woorde, jy volg nie die wet nie. Waar is die ore om te hoor? Wysheid van Salomo 3 vers 9. Hulle wat op hom vertrou sal die waarheid verstaan en getrou is sal by hom bly in liefde, want genade en barmhartigheid is vir sy uitverkorenes. In konteks verwys waarheid na sy wette en regverdigheid volgens Psalm 119 vers 142. U wet is waarheid. Die wat gehoorsaam is onderskei van die wêreld, 'n geestelike merk. Berig 4 vers 1. Hier is die boek van die gebooie van God en die wat tot in ewigheid bestaan. Almal wat dit hou sal lewe, maar die wat dit verlaat sal sterf. Boodskap is duidelik. Wetsgehoorsaamheid is gelyk staan aan die lewe. Wetteloosheid gelyk staan aan die dood. Jy kan Deuteronomium 18 vers 1 tot 15 is lewe, van vers 16 tot 68 is die dood. Oor en oor, dieselfde boodskap. Wetsgehoorsaamheid teen wetteloosheid. Kies jou kant. Moenie mislei word nie. Gaan lees hierdie skrifte wat ek nou met jou deel.